Kom ons bid saam. Here, ons het vanoggend een groot begeerte, Here, en dit is dat U al die eer en al die lof sal ontvang. Here, dit is vir ons genoeg, as ons hier by mekaar kan wees, net sodat U geëer kan word, dan is dit vir ons genoeg. Want Here, U is waardig om al die lof en die eer te ontvang, U alleen. En tog, Here, wil ons kom vra dat U ook vir ons vandag sal voed uit U woord. Dat ons U stem sal hoor as U met ons praat. En Here, as ons uitgaan uit hierdie kerkgebou, dat ons sal ervaar dat iets met ons gebeur het in hierdie erediens. Ons bid dit in U naam. Amen. Geliefdes, is God werklik bekommerd oor wat met ons hier op aarde gebeur? Maak dit regtig vir die Here saak as ons swaar kry op aarde? Sien die Here raak hoe dat sommige mense vertrap word en mishandel word en ly onder verskillende forme van onreg en misdaad? En as dit wel vir hom saak maak, wat doen die Here daaromtrent? En dit dink ek is in kort waaroor dit gaan vanoggend. Die groot vraag wat ons moet vra in hierdie gedeelte wat ons vandag na wil kyk in Openbaring. Kom ek probeer net weer ons gedagtes 'n bietjie bymekaar kry, dat ons net mooi verstaan waar alles inpas. Johannes het in Openbaring 4 en 5 die geopende troonkamer van God gesien. Hy het vir God op die troon sien sit en in die regterhand van God het hy 'n boekrol gesien wat met 7 seels verseël was. En toe was daar die vraag, wie is waardig om daardie boekrol oop te maak? En toe het een van die ouderlinge gesê, daar is slegs een wat waardig is om dit te doen, en dit is die Lam van God, Jesus Christus. En dan verlede Sondag het ons toe nog gekyk hoe dat Jesus telkens een van daai seels oopgemaak het, en elke keer het daar iets gebeur. In die eerste 4 seels wat oopgemaak is, het daar 4 perde tevoorskyn gekom, elkeen 'n ander kleur, 'n witte, 'n rooie, 'n swarte, en dan so 'n vaal groen perd, en elkeen het eintlik maar iets van die oordeel van God oor die sonde en oor die goddeloses uitgebeeld. Met die oopmaak van die 5de seel het ons gesien hoe dat die Christene wat gemartel is en vir hulle geloof moes sterf, voor die troon van God, by die altaar van God gestaan het en vir God gesmeek het om iets te doen omtrent hierdie ding, om vir die Here te vra, hoe lank nog moet dit voortgaan? Hulle het gepleit vir die mense op aarde, vir ons wat dan nog leef hier op aarde. En die 6de seel het aangetoon hoe dat God al die gelowiges merk met die seël van God, om hulle as sy eiendom te merk. Ons het gesien dat die 144.000 wat daarvan gepraat word, die aanduiding is van alle gelowiges uit die Ou Testament en ook uit die Nuwe Testament, totdat die wederkoms van Christus kom, al die gelowiges aandui, uit elke nasie en stam en volk en taal. In hoofstuk 8 en 9, sowel as die laaste paar verse van hoofstuk 11, wat ons nou nie vandag na gaan kyk nie, word daar dan breedvoerig vertel wat gebeur wanneer die 7de seel oopgemaak word. En die 7de seel hou verband met 7 trompette. So ons kry die 6 seels wat oopgemaak word, en dan word die 7de seel oopgemaak, en die oomblik as die 7de seel oopgemaak word, dan begin ons weer
met 7 trompette. Nou julle sal onthou dat ek laasweek gesê het dat hierdie boodskap van God se oordeel, hierdie 7 die 7 seels, die 7 trompette, die 7 bakke van wraak, dat dit amper soos 'n spiraal is van dieselfde boodskap wat oor en oor vertel word, net met ander woorde, met ander beelde wat gebruik word, maar eintlik dieselfde verhaal of narratief is nou deesdae die groot woord wat mense gebruik, die narratief rondom die oordeel van God wat oor en oor vertel word. Dit word trouwens ook op 'n ander plek weer 'n keer herhaal. Dis nie net met die 7 beelde wat elke keer wat die oordeel van God vertel word nie, maar daai verhaal oor God se oordeel oor die sonde en oor die goddeloses word wel so herhaal. Nou gaan ek lees uit Openbaring hoofstuk 8 vers 1 tot 6. Toe die lam die 7de seël oopmaak, het daar stilte in die hemel gekom, omtrent 'n halfuur lank. En ek het die 7 engele gesien wat voor God staan, en daar is aan hulle 7 trompette gegee. 'n Ander engel het toe gekom en by die altaar gaan staan met 'n goue wierookbak. Daar is baie wierook aan hom gegee, om dit saam met die gebede van al die gelowiges op die goue altaar voor die troon te offer. Die rook van die wierook wat deur die engel geoffer is, het saam met die gebede van die gelowiges opgestyg voor God. Toe het die engel die wierookbak geneem, dit met die vuur van die altaar volgemaak en dit op die aarde uitgegooi. Daar het donderslae, dreunings, weerligstrale en 'n aardbewing gekom. Die 7 engele met die 7 trompette het hulle toe gereed gemaak om daarop te blaas. So wat nou hier gebeur is dat die 7de seël word oopgemaak en dan onmiddellik daarna is daar stilte in die hemel, omtrent 'n halfuur lank. En hierdie stilte wil iets beklemtoon van die erns waarmee ons hier te doen het. Dis eintlik 'n heilige stilte in gereedmaking daarvoor vir wat gaan kom. Die geleerdes praat van 'n pregnante stilte. Mens kan nou maar die woord direk vertaal. Met ander woorde, 'n stilte wat gekoppel is aan 'n diep verwagting van iets wat gaan gebeur. So die stilte wil vir ons voorberei op 'n geweldige groot ding wat nou aan die kom is. En die spanning word eintlik opgelaai juis deur hierdie stilte. En die hele skepping maak hulle self nou gereed vir God se finale oordeel wat gaan kom. Kyk, ons het nou gesien met die 6 seëls, né? Elkeen van die seëls het iets van die oordeel van God beklemtoon. En nou is die logiese wat nou moet gebeur, is dat die finale oordeel kom. En die skepping is nou gereed daarvoor dat God nou gaan ingryp finaal en 'n einde bring aan die sonde en aan die goddeloses en aan Satan en almal wat daarmee verband is. Maar voordat dit gebeur, dan word hierdie verhaal, hierdie narratief dan weer herhaal en dit is dan die 7 trompette wat blaas, daai beeld wat gebruik word. Daar verskyn 7 engele en aan elkeen van hierdie engele word daar 'n trompet gegee. Nou die trompet, ons het nou al gesien dat 'n trompet gebruik word vir 'n groot aankondiging wat gemaak word. Maar 'n trompet is ook baie dikwels gebruik om oorlog aan te dui. So die mense wat op die stadsmure gestaan het, die wagte, hulle het trompette gehad en as hulle gesien het daar kom 'n vyand aan, dan het hulle op die trompette geblaas om vir die mense binnekant in die stad te sê, maak gereed, hier is oorlog aan die kom. In hierdie geval gaan dit oor die aankondiging van die oordeel van God. En God se oordeel is inderdaad oorlog, soos ons gaan sien, soos wat ons vandag vorder met hierdie verhaal. En daarom moet ons ook hierdie trompette beskou as 'n waarskuwing, maar dan nie 'n waarskuwing oor 'n fisiese vyand wat aan die kom is nie, maar wel 'n waarskuwing dat die oordeel van God aan die kom is. En dit word baie gou duidelik
as ons nou die res van hierdie gedeelte lees, hoofstuk 8 en hoofstuk 9, dat dit in hoofsaak gaan by die opening van die 7de seël oor die veroordeling van diegene wat hulle volhardend en voortdurend teen God verhard. Onder andere sien ons dit daar in hoofstuk 8 vers 5 wat ons gelees het, dat die engel vuur op die aarde uitgegooi het. En vuur in Openbaring hou baie dikwels verband met God se oordeel. En so ook is die ander natuurrampe wat hier beskryf word, dinge soos die donderslae en die dreunings en die weerligstrale en die aardbewing, alles tekens van God se oordeel. So dis alles beeldspraak om vir ons iets te laat verstaan oor hoe verskriklik God se oordeel oor die sonde is. Ja, jy sê afgelope week, so julle weet, het ons gehoor van 'n verskriklike aardbewing, een van die grootstes in mense geheugenis, aardbewing van 8,8 op die Richterskaal, wat daar in Rusland plaasgevind het. En nou weet ek, nou is weer 'n klomp mense wat begin rondgaan het gesê, nou sien julle nou, hier word Openbaring nou bewaarheid. Hier het die aardbewing nou gekom waarvan Openbaring praat. Nee, ons sien dit nie so nie. Die aardbewing wat daar in Rusland plaasgevind het, gaan nie oor enige aardbewings wat voorspel word in die boek Openbaring nie. Maar as ons Openbaring begin lees deur die oë van Johannes, soos wat Johannes bedoel het, dat ons dit moet verstaan, dan hoor ons hiervan, ons sien dit, ons hoor van die tsunamies wat plaasgevind het daarna, en ons sê, maar al hierdie natuurverskynsels herinner ons daaraan, dat die oordeel van God iewers gaan kom oor die sonde en oor die goddeloses. So elke keer wat ons dit hoor, gaan dit nie daaroor om nou vinnig te gaan soek in Openbaring, nou waar word dit voorspel en hier kan ons nou sien, hier het dit nou plaasgevind nie. Nee, maar dit herinner ons wel, dat ons daaraan moet dink, dat God gesê het, as julle van hierdie dinge hoor, as julle hoor van aardbewings, en julle hoor van oorloë en al die ander dinge, dink daaraan, dat Jesus Christus gesê het, dat die oordeel gaan kom oor die sonde. En dit is wat Johannes dan vir ons hier wil uitlig in Openbaring. So toe ek vroeër die week toe nou hoor, in die oggend gou die koerant op Netwerk 24 lees, die hoofberigte, en ek hoor van hierdie aardbewing wat plaasgevind het ek onmiddellik vir myself gesê, weer eens, 'n bewys daarvan, God se oë is nie toe vir wat aan die gebeur is in die wêreld nie. God het gesê, die sonde en die ongeregtige mense, die goddelose mense, gaan gestraf word. Sy oordeel gaan oor hulle kom, en hy waarsku hulle om hulle te bekeer. As ons gaan kyk na die 7 trompette, dan sien ons dat dit ons ook herinner aan die 10 plaae wat in Egipte plaasgevind het. Nie direk elke keer nie. Trouwens in so 5 van hulle kry ons dan te doen met hierdie ooreenkoms met die plaae in Egipte. Die eerste trompet gaan oor haal, vuur en bloed, en dan die 7de plaag wat gegaan het oor donderslae en haal. Ons gaan dan net die see en bloed by die tweede trompet, die eerste plaag, die Nylrivier wat in bloed verander het, die vars water wat bitter word. Dit herinner ons meer aan 'n gebeurtenis in die woestyn. Ek gaan net nou daarby stil staan by Mara, waar die water bitter geword het. Die 4de trompet, son, maan en sterre wat verduister, en die 9de plaag, ook duisternis wat oor die aarde gekom het. Die 5de sprinkane, teenoor die 8ste plaag wat ook verband gehou het met sprinkane. En dan die 6de een wat gaan oor die perderuiters, daar's nou nie 'n vergelyking in die plaag nie. Die perderuiters wat kom, en dan die 7de een wat gaan oor die koninkryk van Christus, waarna ons volgende week sal kyk. Maar daar's 'n baie direkte verband wat Johannes wil trek tussen hierdie 7 trompette. Ons gaan dit ook later sien met die 7 bakke doen hy dieselfde tipe ding, maar met die 7 trompette wat hy verbind aan die plaag wat Egipte getref het. En daardeur bevestig hy eintlik maar net vir ons dat
dat God oordeel oor die goddeloses. Dat mense wat in verdrukking verkeer, moet vertroos word daardeur. Dat dit nie gaan aanhou en aanhou vir altyd nie. Soos wat die Israeliete destyds in Egipte verdruk is vir 400 jaar en daar voortdurend beloftes was dat hulle verlos sal word en uiteindelik toe dit gekom het deur die 10 plaae, so wil God ook vir ons sê, ons wat vandag op een of ander manier in verdrukking leef, dit gaan nie altyd so aangaan nie. Daar gaan 'n tyd kom wat God dan gaan ingryp en dat hy die wandade van die mense gaan straf. So God hou hom nie blind teen wat op aarde gebeur nie. God maak nie asof hierdie dinge wat met ons gebeur, die slegte dinge wat gebeur in die wêreld, ook baie keer met ons persoonlik, asof dit niks met hom te doen het nie. God is nou reeds besig om op sy manier die goddeloosheid te straf. Al is dit dan nog nie ten volle in al sy felheid, soos wat dit gaan wees met die finale oordeel nie. Maar God begin reeds om sy straf uit te oefen, sy oordeel uit te oefen oor die goddeloses hier op aarde. Dan Openbaring 8 vers 7, die eerste engel het op sy trompet geblaas, daar het haal en vuur gekom met bloed gemeng en dit is op die aarde gegooi. 1/3 van die aarde is verbrand, 1/3 van die bome is verbrand en al die groen gras is verbrand. So die eerste straf wat aangekondig word, hou verband met die 7de plaag van haal, waarmee Egipte getref is, maar hier is dit nog baie erger as met daai plaag in Egipte, want die haal, sien ons hier, word met vuur en bloed gemeng, en dit tref die hele aarde, sodat 1/3 van die aarde, 1/3 van die bome, en al die groen gras verbrand word. Dan vers 8 en 9, die tweede engel het toe op sy trompet geblaas, iets soos 'n groot berg wat brand is in die see gegooi. 1/3 van die see het bloed geword, 1/3 van alles wat in die see lewe het doodgegaan, en 1/3 van die skepe het vergaan. As hierdie tweede trompet blaas, dan word mense herinner aan iets soos 'n vuurspiewende berg. 'n berg wat brand, maar ek in my gedagtewêreld kan ek dink aan iets soos 'n vuurspiewende berg, en dit veroorsaak dat 1/3 van die seelewe sterf, en 1/3 van die skepe vergaan, en 1/3 van die see in bloed verander. Nou dink ons onmiddellik hier aan die eerste plaag, daar in Egipte, toe die Nylrivier in bloed verander het en die water ondrinkbaar geword het. Nou kom dit net op 'n baie groter skaal voor. Nou is dit nie net een land wat getref word daardeur, of een rivier wat getref word daardeur nie. Nou is dit letterlik 1/3 van die wêreld se water wat getref word deur hierdie oordeel van God. Dan vers 10 en 11, toe het die derde engel op sy trompet geblaas, 'n groot ster wat soos 'n fakkelbrand het van die hemel afgeval. Hy het op 1/3 van die riviere en op die waterbronne geval. Die ster se naam is Bitterals. 1/3 van die water het bitter geword en baie mense het van die water dood gegaan omdat dit besmet was. So by die derde trompet kom daar 'n groot ster wat neerval uit die hemel uit en op die aarde val. Nou onmiddellik kan mens nou sien, dis beeldspraak. Ons weet mos nou uit die wetenskap uit dat die wêreld so klein is en 'n ster so groot, so daar's nie eens 'n manier wat 'n ster op die aarde kan val nie. Hy gaan hom net eenvoudig vernietig. So dis is beeldspraak wat Johannes hier gebruik. En nou is dit nie net die see se water wat beïnvloed word nie. Nou is dit ook al die varswaterbronne van die aarde wat beïnvloed word. En ons lees daar dat die ster se naam Bitterals is. En dit veroorsaak dat 1/3 van die aarde se water bitter word, wat weer tot gevolg het dat mense te sterwe kom. In hierdie geval herinner ons dit nie eintlik aan een van die plaae nie, maar ek het net ook gesê dat dit herinner ons aan wat daar in die woestyn gebeur het by Mara, toe die Israeliete daar gekom het en hulle water wou drink, toe is die water bitter gewees. En ons lees daar in Eksodus 15 vers 23, toe hulle by Mara aankom, kon hulle nie die water drink nie, omdat dit bitter was.
Daarom het hulle die plek Mara genoem. Maar dit vat ons weer terug na daai verhaal van verlossing uit Egipte en die oordeel oor die Egiptenare en die verlossing van God se volk in die woestyn. Dan vers 12 en 13, die 4de engel het toe op sy trompet geblaas, 1/3 van die son en 1/3 van die maan en 1/3 van die sterre is getref, sodat 1/3 van hulle donker geword het. 1/3 deel van die dag het nie lig gehad nie, en die nag ook nie. Toe het ek 'n arend hoog in die lug sien vlieg, en ek het hom met 'n harde stem hoor skreeu, wee, wee, wee die bewoners van die aarde, wanneer die ander 3 engele op hulle trompette gaan blaas. In hierdie geval tref die straf wat met die 4de trompet aangekondig word, 1/3 van die hemelliggame. Duisternis sak toe op die aarde, en dit herinner ons nou weer aan die 9de plaag van duisternis wat Egipte getref het, en die duisternis herinner ook maar weer eens aan die oordeel van God. Lig is goed, duisternis is sleg, en die duisternis herinner ons dan aan die oordeel van God. Maar nou het dit julle seker opgeval, dat dit telkens 1/3 is, 1/3 van die aarde, 1/3 van die see, 1/3 van die varswaterbronne, 1/3 van die hemelliggame wat getref word deur die straf van God. Waarom net 1/3? Die antwoord is eintlik redelik eenvoudig, want dit is nog nie God se finale oordeel nie. Ons is nog op pad na die finale oordeel. Dit gaan kom as Jesus Christus weer aarde toe kom. Maar in die tussentyd is God reeds besig om sy straf en sy oordeel uit te oefen oor die goddeloses. Johannes verseker ons met ander woorde, dat God weet van wat aangaan. God is bewus van die bose mense. God is bewus van die misdadigers. God is bewus van die korruptes. God is bewus van die tiranne, van die moordenaars, van die verkragters en wie ook al. Almal wat hulle daarmee besig hou om slegte dinge te doen teenoor ander mense. Wat die mensdom op 'n slegte manier beïnvloed. God is bewus van hulle. En hy begin reeds hier op aarde om daardie mense te straf. Maar onthou ook dat ek gesê het dat die trompette ten doel het om mense te waarsku. So God waarsku ons op 2 maniere. Hy waarsku ons dat die oordeel aan die kom is. So ons hoor die trompette, ons sien die dinge wat gebeur, ons sien die natuurverskynsels wat gebeur, en ons dink daaraan dat God ons gewaarsku het dat die finale oordeel aan die kom is. Maar hy waarsku ook die ongelowiges om hulle te bekeer. En dit is belangrik. Dit is God se wens dat elkeen tot bekering sal kom. Dat elkeen wat God se mag aanskou hier op aarde, dat hulle sal neerval in vrees voor hom en dat hulle sal bekeer. Ongelukkig gebeur dit nie. Baie van die ongelowiges val in vrees voor God neer. Hulle sien nie die dinge gebeur en dan gaan hulle maar net eenvoudig weer aan met hulle ou lewe. Dit wat die afgelope week gebeur het met daai verskriklike aardbewing. God se doel daarmee was dat die ongelowiges moet sê, kyk net waarmee het ons te doen, kyk net die mag van God. En as dit 'n voorloper is van die finale oordeel, dan wil ek definitief nie onder God se oordeel kom nie. Ek wil my bekeer. Dit is wat die ongelowiges moes raak gesien het. En hulle moes besef het dat daar 'n straf van God gaan kom, baie erger as hierdie aardbewing en die tsunamies wat daarmee saamgegaan het. En dat hulle van hulle bose dade moet bekeer. Ek is ook nie besig om te sê dat elke ramp wat die wêreld tref presies deur God beplan word as straf oor mense nie. Slegte dinge gebeur. Dis deel van die lewe. Dan natuurverskynsels gebeur. Dit gebeur met ons persoonlik.
dat daar slegte dinge in ons lewens gebeur. Dit gebeur op 'n wyeer vlak. Ons het te doen met ongelukke en met siekte en met storms en aardbewings en oorloë en vliegtye wat val en moorde en pandemies soos vigs en COVID. Dis nie dat God agter elkeen van hierdie dinge sit en sê ek beplan nou dat ek nou op hierdie manier nou weer die wêreld gaan straf nie. Die dinge gebeur. Maar God het gesê, as julle dit sien gebeur, as julle dit hoor gebeur, dink aan die oordeel van God oor die sonde. Dis asof God ons elke keer deur hierdie dinge tot stilstand wil bring, sodat ons moet let op hoe ons lewe, hoe ons verhouding met God lyk, waarheen ons op pad is saam met God. Maar dat ons ook moet weet dat God se finale oordeel aan die kom is. Dat diegene wat hulle volhardend verset teen God nog veel erger mee te doen gaan kry as hierdie rampe wat oor die aarde kom. Trouwens, in hoofstuk 8 vers 13 word dit baie duidelik gestel dat ons nog nie die ergste aanskou het nie. 'n Engel van die Here roep uit: Wee die bewoners van die aarde wanneer die ander 3 engele op hulle trompette gaan blaas. En nou begin dit dan hier in hoofstuk 9 vers 1 tot 6. Die 5de engel het toe op sy trompet geblaas. Ek het 'n ster gesien wat van die hemel af op die aarde geval het en die sleutel van die skag na die onderaardse diepte is aan hom gegee. Hy het toe die skag na die onderaardse diepte oopgemaak en daar het rook uit die skag uit opgestyg soos die rook van 'n groot oond. Deur die skag se rook is die son verduister en het die lig donker geword. Toe het daar uit die rook sprinkane oor die aarde uitgeswerm. Aan hulle is dieselfde vermoë gegee as wat skorpioene op aarde het. Hulle is aangesê om nie die gras van die aarde, die plante en die bome kwaad aan te doen nie, maar net die mense wat nie die seël van God op hulle voorkoppe het nie. Hulle is nie toegelaat om die mense dood te maak nie, maar wel om hulle 5 maande lank te pynig. Die pyn wat hulle veroorsaak is soos die pyn as 'n skorpioen 'n mens steek. In daardie tyd sal die mense die dood soek en dit nie vind nie. Hulle sal verlang om te sterwe, maar die dood sal hulle ontwyk. So as die 5de trompet blaas, dan sien Johannes 'n visioen van 'n skag na die onderaardse diepte wat oopgemaak word, amper soos 'n pyp of 'n groot skoorsteen wat in die aarde ingaan. Ons moet dit daar probeer uitbeeld wat jy die manier wat die mense daai tyd na die wêreld gekyk het. Hulle het gesê die hemel is daarbo soos 'n koepel en dan het jy die aarde gekry en dan onder die aarde het jy die onderaardse diepte of 'n doodryk gekry. En dan was daar 'n skag wat uit hierdie onderaardse diepte opgegaan het na die wêreld toe. En God het die sleutel van hierdie skag, hy kan dit oopsluit of toesluit. En dan uit hierdie skag uit het al hierdie bose dinge, die Satan en die demone en die bose magte, bose geeste, hulle kon dan deur daai skag uit die onderaardse diepte opkom na die wêreld toe. Johannes gebruik nou weer eens 'n simboliese taal om ons iets te laat verstaan van waarmee Satan besig is. Hierdie onderaardse diepte wat ek van gepraat het, is eintlik maar die hel voor die finale oordeel van God. Na die oordeelsdag, dan lees ons van daai presies dieselfde plek in Openbaring 20 vers 10 en 21 vers 8, as daai skag finaal gesluit word, en dan word dit dit beskryf dan as die poel van vuur en swaal, waar al die booswigte en al die demone en almal dan in weggesluit word, en dan word daai skag gesluit, sodat daar nooit weer enige verbintenis tussen ons wat op die aarde is en hulle wat in hierdie vuur van 'n poel van vuur en swaal is, by mekaar weer kan uitkom nie. Op hierdie stadium dan praat Johannes van hierdie onderaardse diepte. Nou uit hierdie skag kom daar rook uit, daar borrel rook uit na boontoe, en dan kom daar sprinkane tevoorskyn. En dit herinner ons nou weer aan die 8ste plaag van sprinkane wat Egipte getref het. Maar hierdie sprinkane vernietig nie die oeste op die lande nie. Miskien het daar van julle boere wat al
te doen gehad het met so 'n sprinkaanplaag. Maar hierdie sprinkane val nie die oeste aan nie, dit val mense aan. Op 'n verskriklike manier, die pyn word beskryf as dieselfde pyn wat skerpioene vir mense gee as hulle jou steek. En almal ly daaronder, behalwe, en dis belangrik, hulle wat deur die seël van God gemerk is. Onthou, ons het ons verlede Sondag gesê, dat elke gelowige het reeds die seël van God ontvang. Ons is reeds gemerk as God se eiendom, en daarom het ons nie nodig om God se oordeel te vrees nie. Dis alleen die goddelose mense wat deur hierdie sprinkane aangeval word, en met hierdie verskriklike pyn wat daarmee gepaard gaan. Trouwens, die pyn word beskryf as so erg, dat hulle sal verlang om te sterwe, om weg te kom van die pyn op daai manier. Maar nou moet ons onthou, dit gaan nog steeds daaroor dat God ons waarsku, en dat God die wêreld wil waarsku, om hulle te bekeer. So God se bedoeling met al hierdie dinge, bly nog steeds uiteindelik, dat mense hulle sal bekeer tot hom, dat hulle hom sal begin dien. Nog steeds is dit nie die finale oordeel nie. Dit is nog steeds net 'n oploop na die finale oordeel. En dan, wat interessant is ook in hierdie gedeelte, is dat God selfs die Satan se werke kan gebruik in sy diens om mense tot bekering te roep. Maar net vir ingeval jy gedink het dat die Satan hier 'n vyand het, dat hy kan doen wat hy wil, dat God hom gaan toelaat om te doen wat hy wil, dan besef ons, maar God bly steeds in beheer. Want die sprinkane word slegs vir 'n beperkte tyd, 5 maande sê Openbaring vir ons, vir 'n beperkte tyd toegelaat om so verwoesting te saai. So Satan kan nie doen wat hy wil nie. Ons wêreld is nie uitgelewer aan Satan nie. Ons wêreld is steeds onder die beheer van God. Na 5 maande moet hierdie sprinkane ophou met hulle aanvalle op die mense. So alhoewel die duiwel en sy trawante tot met Christus se wederkoms altyd gaan probeer om verwoesting te saai, word dit wat hulle toegelaat word om te doen, tog beperk. En dan volg die 6de trompet. Openbaring 9 vers 13 tot 21. Toe het die 6de engel op sy trompet geblaas. Ek het 'n stem tussen die 4 horings van die goue altaar voor God gehoor. Die stem het vir die 6de engel wat die trompet het gesê, maak los die 4 engele wat by die groot Eufraatrivier vasgemaak is. Die 4 engele wat gereed gehou is vir hierdie uur en dag en maand en jaar, is toe losgelaat om 1/3 van die mensdom dood te maak. Die aantal perderuiters van hulle leers was miljoene der miljoene en nog 'n keer soveel. Ek het hulle getal gehoor, en in hierdie gesig het die perde en hulle ruiters so gelyk. Hulle het vuurrooi, donkerblou en swaalgeel harnasse gehad. Die perde se koppe was soos die koppe van leeu's, en uit hulle bekke het daar vuur, rook en swaal uitgekom. Deur hierdie 3 plaae, die vuur, die rook en die swaal wat uit hulle bekke uitgekom het, is 1/3 van die mensdom doodgemaak. Die perde se vermoë om skade te doen is in hulle bekke en ook in hulle sterte, want hulle sterte is so slange en het koppe, en daarmee pynig hulle die mense. Die ander mense wat nie deur hierdie plaag doodgemaak is nie, het hulle egter nie bekeer nie. Hulle het aangehou met die aanbidding van bose geeste en van afgode wat hulle self gemaak het, van goud, silwer, koper, klip en hout, en wat nie kan sien of hoor of loop nie. Hulle het hulle ook nie daarvan bekeer om moord, towery, onsedelikheid en diefstal te pleeg nie. So hierdie trompet, die 6de trompet, stel oorlog voor. Nie 'n spesifieke oorlog nie, maar alle oorloë dwars deur die geskiedenis. En dis weer 'n poging van God om die mensdom op te roep tot bekering. Elke keer kry ons maar hierdie selfde boodskap. God wil hê dat mense hulle moet bekeer. En vir die eerste keer kry ons nou dat mense op 'n baie groot vlak, in 'n baie groot skaal, doodgemaak word. Trouwens, die perde en die ruiters word voorgestel
as 'n getal wat glad nie getel kan word nie. En hulle is daar met een uitsluitlike doel, naamlik om dood en verwoesting te saai onder die mensdom. Hulle getal is miljoene der miljoene en nog 'n keer soveel, 'n onkeerbare mag. Jy kan jou net indink as jy moet kyk en hierdie miljoene der miljoene perde, ruiters kom op jou afgejaag. Dan weet jy, hier's niks wat ek kan doen om dit te keer nie. Maar broer en suster, is dit nie tragies wat Johannes sê, dat die mensdom dit sien, dat hulle hierdie goed ervaar, en dat hulle nog steeds voortgaan met hulle bose optrede, en nie wil luister na wat God sê nie. Elke keer as ons hoor van natuur en ander rampe, elke keer as ons hoor van aardbewings en tsunamies en oorloë en droogtes en vloede en verwoestende winde, dan is dit alles maniere wat ons God se stem moet hoor. Ek wil hê die mensdom moet hulle bekeer. Ek wil nie hierdie goed oor hulle bring nie. Ek wil nie die finale oordeel oor mense bring nie. Hulle moet hulle bekeer. Daar is nog geleentheid vir mense om hulle te bekeer. En tot op die einde gaan God voortgaan daarmee om die mense tot bekering te roep. God bly steeds betrokke in die wêreld. God het nie sy rug op die wêreld gedraai nie. In die eerste gedeelte van hoofstuk 11 wat ons, as die Here wil, volgende Sondag na sal kyk, word daar juis vir ons vertel van die twee getuies wat tot aan die einde van die wêreld sal voortgaan om die boodskap van God te verkondig en om mense op te roep tot bekering. En intussen gaan God ook voort op sy manier met rampe en met al hierdie dinge wat gebeur om mense op te roep tot bekering. Maar die realiteit is dat die pad wat na die hemel lei smal is, so het Jesus Christus gesê, en dat daar min is wat die pad bewandel. Selfs al sou die God met die wêreld praat soos hy destyds met Farao gepraat het. En ek onthou hoe ek daai storie as kind gelees het en elke keer van myself gesê het, ekskuus dat ek dit nou so stel, maar is Farao dan stupid? Kan hy nie verstaan wat hier in die gang is nie? Kan hy nie die mag van God sien nie? Kan hy nie sien hy moet die mense laat gaan nie? En hy het volhardend daarteen geskop en eenvoudig net geweier om God se volk te laat gaan. Tot by die 10de plaag, en selfs toe die 10de plaag gekom het, toe bedink hy hom weer 'n keer daaroor, toe sê nou, maar kom ons gaan kry daai mense terug. Ek wil hulle nog steeds nie laat gaan nie. Dis asof mense die boodskap hoor, dat God met hulle praat, dat hulle al hierdie dinge sien wat gebeur, en dat mense nog steeds sê, ek sal voortgaan om op my manier te leef. Ek gaan nie buig voor God nie. En dis oor hierdie mense wat hardnekkig voortgaan om hulle rug op God te keer, waaroor dit gaan in die blaas van die trompette. En uiteindelik gaan daai 7de trompet blaas. Die eerste 6 trompette is reeds aan die gang, maar die 7de trompet gaan blaas. En dit is wanneer God se finale oordeel kom. Daarna gaan ons dan ook volgende Sondag kyk. Maar dan weer interessant, tussen die 6de trompet, waarvan ons nou hier gelees het aan die einde van hoofstuk 9, en die 7de trompet, wat eers aan die beurt kom in hoofstuk 11, vers 15, is daar dan so 'n tussenpose. In musikale terme sou ons praat van 'n intermezzo, so ietsie tussenin. Dis asof Johannes net wil amper tot bedaring kom, dat hy sê, kom ons stop net eers 'n bietjie. Al hierdie verskriklike dinge waarvan ons hoor, en die ergste is nog aan die kom, maar kom ons stop net so 'n bietjie hiermee, kom ons skep net eers asem. En dan word daar vir ons in daai gedeelte vertel van die twee getuies en nog 'n boekrol wat oopgemaak word. Geliefdes,
Elkeen van ons is siek en sat vir korrupsie en geweld en moorde en diefstal en ontvoerings en verkrachtings en motorkapings en transitoerhooftogge en wat ook al. Here, kan dit nie maar net ophou nie? Hoeveel keer het jy dit nie al gevra nie? Here, kan dit nie maar net ophou nie? Ja, dit kan ophou. En dit gaan ophou. Wanneer weet ek nie? Maar as dit ons so ontstel, as ons so ontstel raak, as ons lees van wat in die wêreld gebeur, as ons reeds lees in hoe mense aangeval word, hoe dit mense mishandel word, dink net wat doen dit aan God, die sondelose God, as hy hierdie dinge moet aanskou. En met groot respek, ek dink die Here is ook al moeg, siek en sat vir wat gebeur op aarde. Daarom het Johannes gekom, en hy het vir ons hierdie gedeelte opgeteken oor die 7 trompette, sodat ek en jy daardeur vertroos kan word. En al voel dit soms vir ons asof hierdie dinge nie ophou nie, asof dit maar net aanhou en aanhou, sê Johannes vir ons, dit gaan nie aanhou vir altyd nie. God is reeds besig om die goddelose mense te straf. God is reeds besig om die goddelose mense ook weer op te roep tot bekering. Maar wie hardnekkig voortgaan om God te verwerp, en wie hardnekkig voortgaan met hulle booshede, sal met die wederkoms van Jesus Christus, of dit vandag is, en of dit oor 100 jaar is, dit maak nie saak nie, maar hulle gaan agterkom, dat hulle 'n verskriklike fout begaan het. Want die finale oordeel, so vertel hierdie 7 trompette vir ons, is aan die kom. Amen. Here, as ons hierdie dinge lees in die woord, en ons sien wat aangaan in die wêreld, ons sien hoe mense hardnekkig voortgaan om u naam oneer aan te bring. Ons sien hoe mense hardnekkig voortgaan om hulle rug op u te draai, om te weier, om te buig voor u. Dan besef ons dat ons met 'n baie, baie groot God te doen het. 'n God wat in staat is om die duiwel en die bose geeste en die demone en al die goddeloses uit te wis met 'n enkele woord. Maar Here, dat ons ook te doen het met 'n genadige God, wat steeds pleit by ons, om ons te bekeer, om te kies vir u. En Here, ons kan maar net droom daarvan, van 'n wêreld waar mense gelowig gekies het om u te dien. Waar hulle self nietig verklaar het vir u, sodat u deur hulle lewens vereer kan word. En Here, daarom bid ons soos wat u ook vir ons geleer het in u gebed, dat u koninkryk hier op aarde sal kom, soos in die hemel, so ook op die aarde. Ons verlang daarna, Here. Ons verlang om op 'n aarde te bly
waar U gedien word, waar U wil geskied, ten volle. En Here, soos wat ons hier gelees het, dat U straf reeds hier op aarde oor die goddeloses kom, wil ons vandag kom bid, dat dit wat U vir ons beplan het in die koninkryk, dat dit ook in ons lewens reeds hier op aarde waar sal word. Dat ons U goedheid en U guns en U liefde in ons eie lewens sal kan ervaar. In U naam bid ons dit, Here Jesus. Amen.